Hallo maatjies, ek hoop dit gaan baie goed. Eendag lank gelede, waar die geelhak en die blouhak groei, waar die swarthak gryp na jou enkels, waar die pyjama donkies die kweekgras kort hou en die kameelperde pesel aan die soetdorings, waar die rooi spruit en die draaispruit kabbel oor die klippe, in die skaduwee van die Kransberge was daar twee maatjies genaamd Dirk en Frik, en hulle was lief vir kleilat en fietsry en boomklim en alle forme van avontuur. En dit was 'n besonder lekker avontuur waarmee hulle besig was, want ek het mos laas vir julle vertel van die groot hindernisbaan waaraan hulle deelgeneem het, waar hulle so bo oor die tou moes geseil het, terwyl van die ander spanne dit nie kon regkry nie en hulle het gehang soos vinke van die en afgeval, kon hulle dit reg gekry het en hulle daar skoon gelyk soos trapsiekies, wat hulle so versigtig vat aan die tou met hulle oë wat oralste rondkyk van moet nie te veel afkyk nie en probeer maar om voor te loer en goed het. Hulle so trapsiekies-agtig lê hulle so bo op die tou en trek soos wat meneer Andries Dorlas hulle geleer het. En die verskillende lede van die span ken julle en dit is dan die maatjies wat hulle baie tyd mee saam deurgebring het by Kransberg. Dit is Dirk Karelse, donker hare en 'n blasvel en groen oë en Frik van Heerden. En Dirk was in die span want hy's baie sterk en vinnig en Frik van Heerden, hy's blonde hare, blou oë, hy's nog vinniger as Dirk, bietjie ligter gebou, baie rats, en hy bang vir niks, hy kon altyd 'n ding baie mooi verstaan en uitwerk. En saam met hulle was Magnus van Dormaal, en hy was, Magnus van Dormaal was die posbode se seun, en hy was lank en lenig en hy het 'n baie groot longkapasiteit gehad. Hy was baie fiks, 'n lang asem gehad, want hy moes dikwels vir sy pa moes hy gaan pos aflewer het as hy nou nie by alles kon uitgekom het nie. En toe was daar Jolanda Mini, en Jolanda, sy's klein, maar sy's verskriklik stewig gebou, sy's 'n gimnas, so sy kan sommer 'n bal om 'n kiesie slaan so op die plek, kan net so hop en woep. Dis verstommend wat sy kan doen. Sy's 'n springmat kampioen. En dan die tweeling met hulle dik blonde vlegsels, Rachel en Rebecca Kriegler. En hulle was baie sterk van al die perdry wat hulle gedoen het, en hulle het mekaar ook die hele tyd aangespoor. As die een vinnige hardloop het, die ander een probeer om by te bly. So as jy die twee saam met hulle by mekaar het, dan is hulle nog vinniger as wat hulle alleen is. En die laaste lid van die span is Flip Skutte, wat kunsmissakke en voersakke en al daai gelaai het by die koöperasie. Flip Skutte saam met sy boetie Mike, en dit is hoekom hy so sterk is. En hierdie maatjies het nou klaar, soos ek gesê het hulle klaar daar so oor die tou geseil, soos trapsiekies, en nou die volgende gedeelte van die kompetisie, van waar hulle kompeteer teen E.F. Grywenstein, die groot skool op Amandelkop, en Paul Poggenpoel skool, wat die private skool is, waar sommige mense praat met 'n snaakse aksent. Dit 'n bietjie van 'n versigtige manier hoe hulle woorde uitspreek, maar desniettegenstaande, die volgende gedeelte van die kompetisie wat hulle aan deelgeneem het, is dat hulle moes, dus twee pale wat so in 'n boom sit. So jy moet so opklim met die boom en dan is daar 'n mik, en dan van daai mik is daar 'n paal wat so uitsteek en daar 'n volgende boom hier so waar daar 'n mik is en dan van daar af aan die kant. So nou wat jy moet doen is met so op met die en dan oor met die paal af aan die ander kant. En die paal is seker omtrent so 3 en 'n bietjie meter lank. En daai klink is wat maklik genoeg is. Maar as jy hier is, dan is jy 4 meter bo die grond, net soos wat hy so opgaan. So dis hoër as 'n huis se dak. Dis baie hoog. En die groot uitdaging, maatjies, is nie net hoe hoog dit is nie, jy moet dit doen saam met 'n 220 liter drom. Julle sal miskien nie weet wat is 'n 220 liter drom nie. Sommige van die ou mense, hulle praat van 'n 44 gelling drom, maar dis daai staaldromme wat seker omtrent so groot is, so rond soos daai. Dis 'n bil van 'n drom. Sommige mense sny hom in die helfte en dan braai hulle op dit. Ek dink julle weet waarvan ek praat. So hulle moes die daar in die boom gekry het en oor en dan gaan hulle aan. En gelukkig dan het hulle vir Flip gehad, wat lekker sterk was. Hy kon maklik hierdie drom
opgetel het tot in die boom, en toe het hulle maar so saam, het hulle die ding oorgekry. So, dit is hoe dit gewoonlik gewerk het, is dat hulle stoot hom tot bo in die boom, en hou hom daar so vas, en dan het Dirk afgegaan, en dan het hy vir Flip gehelp, dat hy so trap in sy hand, en hy trek hom so op, en daar klouter hulle weer agter mekaar aan, en so het hulle gegaan, en het hom gelukkig gekry. Hulle was nie so gelukkig soos een van die lede, hy goeieste, van Paul Poggenpoel skool, sy naam is Fritz, en Fritz was besig om so te sit, hier bo op die boomstomp, en hy probeer om hierdie drom so te trek, deur die mik, met sy ander hand wat hy so bo op die paal het, en toe kom die drom eweskielik te vinnig, en het slaan so neer, en sê, bo op sy vinger, en dit was verskriklik seer, dit was net die ene, ek wil eintlik nie te veel sê nie, want julle gaan gril, maar dit was baie erg vir hom. Maar hy was 'n taai light, ek sal dit vir hom gee, en hulle het hom daar so vasgebind, en hy het so met sy een vinger wat so dik staan, het hy maar verder gegaan. Maar in elk geval, hulle het die Kransbergers het baie goed gedoen, en is daar so af, en die volgende hindernis wat hulle gehad het, was om so te spring van die een paal na die volgende. En dit is nou 'n bietjie van 'n moeilike ding om te doen, maar die paal is gesien net 'n area wat so groot is waarop jy kan land. En hierdie paal is nie baie hoog nie, is so, maar as jy afval moet jy weer begin. So dan moet hulle sien van wie kan hierdie die vinnigste doen, en dis net een persoon wat dit doen, en toe hulle sommer gesê is dat Jolanda gaan daai probeer, en sy het net so, toe was sy oor aan die ander kant, want sy so rat, en sy kan dit baie maklik gedoen het. Vir 'n gimnas is dit sommer lag, toe doen sy dit so goed. Die volgende item wat hulle by uitgekom het, toe het hulle gewonder van, maar hoe gaan hulle hierdie ding nou aanpak? En Rachel en Rebecca het vir hulle verduidelik hoe om daai te doen. En dit is 2 toue, waar is die onderste een en dan die boonste een, en dan moet jy jy staan op die een en hou aan die ander een vas. En die idee wat jy dan moet hê, is jy moet eintlik in een rigting, dan moet jy gaan met die, verkieslik wat jy so effens vorentoe lê, eerder as agtertoe, soos die, en dan tip, dan hand vir hand, dan gaan jy oor die, en daar is die hele span oor met die ding. Bietjie moeilik, want dit is hoog in die lug en op, maar hulle doen dit. Toe daarna is die hele span so oor hierso in 'n moddergat, en weer eens, dan het Flip het sy staal gewys, deur om vir almal te kan optel aan die ander kant. Die meisies is almal ligter as die voersakke en die sakke kunsmis. En hulle ruik ook beter as 'n sak kunsmis. So hy kon daarom vir hulle maklik gehelp het, en weer eens Dirk bly agter aan, hy druk en hy tel hom vir daar op, en toe kon Dirk uitgeklouter het aan die ding. Hy kan regtig klim soos 'n aapie, klim soos 'n bobbejaan. En die volgende item waarby hulle gekom het, was dit hierdie skuinsmuur. Dit was van houtplanke wat dit gemaak was, maar soos 'n groot skuinste, en jy moes toe bo op hierdie ding gekom het deur om te hardloop. Maar nou is jy al klaar sopwater nat van hierdie modder. En die probleem is nou het al die ander spanne reeds voor die Kransberg spanne gegaan. So toe in die tyd wat hulle daar aankom, dit is net 'n modderspil. En gaan kyk hulle na die ding, en soos Frik sê, daar is net een manier om die ding te doen, en hy sê, jy doen dit so vinnig as moontlik, en hy wys vir hulle, rat soos wat hy is, hardloop hy sommer daar so tot bo. Rachel en Rebecca is nie links nie, en hulle is kort op sy hakke, en hulle is ook bo. En hier kom Jolanda, en sy is agterna, en Dirk kom daar so aan, maar soos wat hy so op pad is om te gaan, dan sê hy net so, okay, wag maar, Flip gaan miskien sukkel met hierdie ene. En hy wag, en hy sê daar soos ek, Frik, kom af, en Frik gly daar so af met die ding, en hy sê, toe maar, verstaan, ek weet wat jy nou van praat, kom, Flip, en hulle gaan lê so teen hierdie houtplanke, en hulle hou hulle hande soos die, en hulle kry eers vir Magnus, dat Magnus kan opgaan. Magnus trap so in hulle hande, en hy tel hulle so op. Ek sê hulle ander dag vertel van Magnus. Hy sal nie deelneem in ding soos die nie. Magnus is bietjie van 'n probleem in die skool, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Magnus, wat 'n baie aangename ou was, hulle staan en hulle hou so vas, hulle trek vir hom op, en hy kan boog gryp, en hy trek homself op, en toe wat gebeur het, toe draai hy om, dat sy bene bo op die platform is, bo op hierdie wal, en dan lê hy met sy bene bo, en met so sy hande wat so ver afhang soos wat hy kan, en met die meisies wat daar so agter bo op sy bene sit, net vir addisionele gewig. So hy strek uit so ver as wat hy kan, en Dirk en Frik staan toe onder, en hulle hou toe hulle hande, en Flip staan daar op deur, hulle trek hom daar so op,
tot waar, so hy gebruik vir hulle as 'n leer, trap in die hande, trap op die skouer, en toe van daar was dit eintlik maklik geweest, en hy's op, en Dirk en Frik gaan so kort entjie terug en hulle hardloop so vinnig sodat hulle kan, hierso tot bo. En toe hulle bo op hierdie hindernis kom, toe besef hulle eers wat hier so voor hulle lê. Nou moet hulle aan die ander kant van hierdie ding afspring. En Magnus begin om so te maak. En Flip was ook net so bang vir die hoogte wat daar was, maar hy stel baie belang in Jolanda, so hy wou nie eintlik vir haar gewys het dat hy ook bang is nie. Maar arme Magnus, hy het regtig gesukkel, hy begin hom sommer so te, en Frik sien daarso wat aan die gang is met Magnus, en hy vat hom so, en hy sê, nee, wag, kyk hierso, moenie daar afkyk nie, kyk hierso vir my, as ek saam met jou gaan, jy sal veilig wees, vertrou vir my, sal jy my vertrou? En Magnus kyk so vir hom, vertrou jou? Wat gaan ons doen? Hy sê, jy gaan nou nie staan en dink en toppie oor nie, kom saam met my, kom ons gaan, sommer nou. En hy neem 'n tree agteruit, en Frik spring agteruit van hierdie platform af, terwyl hy Magnus se hande so vashou. So hy sê, vertrou jy my, ek vertrou, okay, kom ons spring, en hy spring, en daar gaan hulle so, en Frik hou die hele tyd oogkontak met sy maatjie, en sê, jy sal reg wees, en daar land hulle in die water onder, en dit is 'n groot gesploes, en al die modder wat vroeër op hulle is afgewas. Kom hulle op en skep diep asem. Maatjies, ek gaan julle nou vertel van die res van hierdie resies, maar wat is die les wat ons nou klaar kan sien in hierdie? Almal het iets wat hulle kan doen om te help. Een persoon kan nie alles doen nie, kan onmoontlik nie alles doen nie. Almal het iets om te doen. En as jy alleen is, dan jy bereik nie soveel as wat jy kan, as jy saam in 'n span is nie. So ek wil vir julle aanmoedig. Wees 'n goeie spanlid. Gee om vir jou maatjie. Jy weet nie wanneer hy vir jou gaan omgee en jou gaan help deur die uitdagings wat jy mee sit nie. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons hier saam kan wees. Dankie vir die maatjies wat hierna luister. Mag hulle elkeen goeie spanlede wees. Asseblief. In Jesus naam. Amen. Mooi bly julle.